Hallo, ek is Elaine Kriege, nuusredakteur van Marula Media. Sedert 'n dringende aansoek by die hof ingedien is om die nou al omstrede kleuterzone groep te laat likwideer, het minstens nog 2 regsfirmas aangedui dat hulle by die saak wil aansluit. Intussen vrees kleuterskoolhoofde vir hulle werk, soos ouers op 'n streep hulle kinders uit die skole haal. Marula Media het gaan ondersoek instel. Ons het verlede week berig dat 'n aangepaste dieet in tronke gevangenes warm onder die kraag het. Sedertdien het 'n leser Marula Media genader en vertel van sy eie nare ervaring met kos en verblyf in een van die land se grootste tronke. Dit nadat hy wederregtelik in hegtenis geneem en aangehou is. Isabel Venter het met hom gesels. Nuwe tegnologie maak dit moontlik om diamante binne maande in 'n laboratorium te kweek, met geen van die skade aan die natuur of uitbuiting van mense, wat soms met die myn van natuurlike diamante gepaard gaan nie. Die diamante is ook net so wat 1/8ste van die prys van 'n gemynde diamant. Dit het egter tot gevolg dat die mark vir natuurlike diamante in 'n krisis gedompel is en talle diamantmyne het begin afskaal of sluit. Ons het meer gaan uitvind oor die klein steen wat so 'n groot omwenteling in die bedryf veroorsaak. Om hard te werk is nie sommer net 'n mooi sê ding vir Minke Elers nie. Dis iets wat deel van haar menswees is. Toe sy destyds in die vermaakbedryf begin werk het, was dit vir haar 'n ontnigtering om te besef dat haar droomrol nie net in haar skoot gaan val nie. Met bloedrooi naels, geklee in 'n swart nommertjie so eie aan Minke, het sy al te ywerig vir haar eerste werk agter die skerms van Suidooster opgedaag. Deesdae is sy as Frankie in die gewilde sepie te sien. Mizaan Hatting het agter die skerms by haar gaan kuier om oor haar volsirkel sepiereis te gesels. Skoonheidskoningin, glansryke joernalis en nou ook romanskrywer. Suid-Afrika se eerste mevrou heelal, Margaret Gardner, se debuut fiksieroman, Damaged Beauty, Joey Superstar, het plaaslike boekrakke van dese maand getref en delf volgens haar diep in die onvertelde uitdagings waarmee alle vroue te kampe kry. Sy het met Marula Media gesels oor die inspirasie agter die skryfwerk en die impak wat cyberboelies die afgelope jaar op haar lewe gehad het. Sy vertel ook waarom dit vir haar noodsaaklik was om haar roman ook in Afrikaans beskikbaar te stel. Lees dit alles die naweek, net hier op marulamedia.co.za.